Die verlenging van die Madlanka-kommissie gaan minstens nog miljoene kos en honderde is dood en talle ander beseer na 'n lugaanval in Afghanistan. Goeiemiddag, dis tyd vir Pretoria FM se visuele nuusbulletin in Afrikaans. My naam is Carla Burg. Die verlenging van die sitting van die Madlanka-kommissie van ondersoek gaan minstens nog 100 miljoen rand kos en president Cyril Ramaphosa het die kommissie se sperdatum verleng weens die aantal getuies wat nog moet getuig. Die kommissie sal op 31 Augustus sy finale verslag moet inhandig en die kommissie sou aanvanklik sy werk teen vandag afgehandel het. Die koste van die kommissie beloop eerder reeds nagenoeg 247 miljoen rand met die aanvanklike begroting van 147 miljoen rand. Die Suid-Afrikaanse Onderwysersunie het die handelinge van die onderwys, opleiding en ontwikkelingspraktyke, SETA, wat onderwys en opleidingsvaardighede bevorder en fasiliteer, skerp verwerp. Volgens die SAOI is daar ernstige wanbestuur by SETA, insluitend miljoene rande vir onveilige kantore in Marshalltown en verkeerde rekeninge, terwyl opvoeders se vaardigheidsheffings van hulle salarisse afgetrek word, sonder dat hulle die waardevolle opleiding ontvang. Die SAOI steun die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Buti Manamela, se versoek dat die ETDP SETA die nodige dokumentasie en verduidelikings voorsien en eis onmiddellike aanspreeklikheid vir die wanbestuur van ledegeld. 7 maatskaplike werkers reg oor Suid-Afrika is vandag op Internasionale Maatskaplike Werkersdag as hoopdraers deur Solidariteit Helpende Hand vereer. Die toekenning erken maatskaplike werkers se onmisbare rol in die bevordering en versterking van gemeenskappe, hulle passievolle toewyding en bereidwilligheid om die ekstra myl te stap. Volgens die hoof van maatskaplike werkersdienste by die Solidariteit Helpende Hand, Christia Potgieter, verteenwoordig die hoopdraers die ware gees van diensbaarheid en bring hulle hoop waar daar moedeloosheid is. Solidariteit Helpende Hand het gemeenskappe aangemoedig om maatskaplike werkers vandag te waardeer en te bedank. Motoriste in Suid-Afrika word gewaarsku om voor te berei vir skerp brandstofprysstygings in April, weens die internasionale konflik en plaaslike belastingverhogings. Volgens die Sentrale Energiefonds se data is daar groot onderverhalings met petrolpryse wat tot en met R4 per liter kan styg, terwyl diesel tot en met sowat R7 per liter kan toeneem. Die styging word aangevuur deur hoër oliepryse, spanning in die Midde-Ooste en 'n verswakkende rand, as ook nuwe heffings wat in April in werking tree. Die minister van Minerale en Petroleumhulpbronne, Gwede Mantashe, sê die situasie plaas nou druk op lewenskostes en kan energieongelykheid vererger. En om jy af te sluit, 'n vinnige kykie na internasionale nuus. Minstens 400 mense is dood en 250 beseer toe 'n lugaanval van Pakistan 'n hospitaal in Kabul getref het. Volgens 'n woordvoerder van Afghanistan se Taliban het die aanval op die Al-Med Hospitaal, 'n staatsbeheerde rehabilitasiesentrum met 2000 beddens, plaasgevind. Pakistan sê egter hy het militêre geboue en terroriste infrastruktuur geteiken en dat daar geen burgerlike skade beplan is nie. Die aanval kom nou te midde van 'n toename in die konflik tussen die buurlande. Dis al vir vanaand van my Carla Burg, ons maak môre weer so rustige aand verder. Totsiens.